Ons doen die 37ste voorlesing uit die boek Openbaring en ons lees Openbaring hoofstuk 8. En toe hy die 7de seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel omtrent 'n halfuur lank. En ek het die 7 engele gesien wat voor God staan, en 7 basyne is aan hulle gegee. En 'n ander engel het gekom en met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan, en baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar vol gemaak, en dit op die aarde gegooi. En daar het stemme gekom en donderslae en weerligte en aardbewing. En die 7 engele met die 7 basyne het hulle gereed gemaak om te blaas. En die eerste engel het geblaas, en daar het haal en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi. En 1/3 van die bome het verbrand, en al die groen gras het verbrand. En die tweede engel het geblaas, en iets soos 'n groot berg wat brand met vuur is in die see gegooi. En 1/3 van die see het bloed geword, en 1/3 van die lewende skepsels in die see het gesterwe, en 1/3 van die skepe het vergaan. En die 3de engel het geblaas, en 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand, het uit die hemel geval, en dit het geval op 1/3 van die riviere en op die waterfonteine. En die naam van die ster word genoem Alsem. En 1/3 van die waters het als geword, en baie mense het gesterwe van die water, omdat dit bitter geword het. En die 4de engel het geblaas, en 1/3 van die son is getref, en 1/3 van die maan, en 1/3 van die sterre, sodat 1/3 van hulle donker sou word, en die dag vir sy 1/3 deel nie lig sou gee nie, en die nag net so. En ek het gesien en gehoor 'n engel wat in die middel van die hemel vlieg, wat met 'n groot stem sê: Wee, 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 hulle wat op die aarde woon, vanweë die oorige geluide van die basyn van die 3 engele wat nog sal blaas. Ons het reeds vasgestel dat Jesus Christus die enigste een is wat waardig is om die boek te neem en sy seels oop te maak, Openbaring 5. Hier in Openbaring 8 breek hy die laaste seël van die hemelse geheime boek, die boek van die waarheid, Daniël 10 vers 21. Dit wat op die laaste papiervel van die verseelde boek staan, is baie meer as die inligting van die eerste 6 seëls tesaam. Die 7de seël bevat die ontplooiing van die finale toekomsplan van God met die menslike regerings op aarde. Na die groot verdrukking verby is, sal daar nooit weer 'n mens as wêreldleier optree nie. Daar sal net een koning wees, en dit is koning Jesus. Dit bevat ook die finale plan met die volk Israel. Die 7de seël se inhoud strek tot aan die einde van Openbaring hoofstuk 18. Dit gesê, nie alles wat ons van hoofstuk 8 tot 18 lees, is inligting wat in die verseelde boek staan nie. Daar is weer intervalle soos Johannes dinge in die hemel sien gebeur rondom die breking van die 7de seël. Die breking van die 7de seël bring in die eerste plek 7 engele met 7 basyne na die voorgrond. Voordat hierdie engele na vore tree, is dit asof die hemel hulle asem ophou vir wat sal plaasvind met die breking van die 7de seël. Daar heers 'n doodse stilte vir ongeveer 'n halfuur lank in die hemel. Soos reeds bespreek, iets wat heeltemal buitengewoon vir die hemel is. Hierdie stilte is die stilte voor die storm. Met die blaas van die basyne word die oordeel op die aarde aangedraai tot katastrofiese gevolge.
In hierdie stilte sien Johannes die 7 engele rondom God se troon staan, maar voordat hulle blaas, kom daar eers 'n ander engel met 'n goue wierookbak by die altaar staan. Dit is die altaar wat ons met die breking van die 5de seël gesien het, Openbaring 6 vers 9 tot 10. Onder hierdie altaar word die siele versamel van die wat as martelare in die groot verdrukking sterf. Kan u onthou dat hulle tot God gebid het? Hulle het gebid en gesê, hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. Dit is hierdie gebed wat nou met die blaas van die basuine geantwoord sal word. Die gebede word saam met die reukwerk gemeng en voor die aangesig van God gehou. Hierdie reukwerk van gebed het opgegaan na God. Die bak is daarom leeggemaak voor God se aangesig. Hy het hierdie selfde bak geneem en dit vol vuur van die altaar gemaak en dit op die aarde uitgegooi. Dit is 'n beeld dat God hierdie gebede om vergelding aanneem en nou sy oordeel op die aarde uitstort. Dit is daarom nie die basuingeskal wat die stilte in die hemel breek nie, maar die gebede van die heiliges wat opgaan voor die troon van God, waarop dan stemme en donderslae gehoor kan word. Hierop het die 7 engele hulle gereed gemaak om hulle basuine te blaas. Ons sal môre weer verder gaan met ons voorlesing uit die boek Openbaring. Ons lees die 38ste keer uit die boek Openbaring. Ons lees Openbaring hoofstuk 8. En toe hy die 7de seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel omtrent 'n halfuur lank. En ek het die 7 engele gesien wat voor God staan en 7 basuine is aan hulle gegee. En 'n ander engel het gekom met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan en baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde gegooi. En daar het stemme gekom en donderslae en weerligte en aardbewing. En die 7 engele met die 7 basuine het hulle gereed gemaak om te blaas. En die eerste engel het geblaas en daar het haal en vuur gekom met bloed gemeng en dit is op die aarde gegooi. En 1/3 van die bome het verbrand en al die groen gras het verbrand. En die tweede engel het geblaas en iets soos 'n groot berg wat brand met vuur is in die see gegooi. En 1/3 van die see het bloed geword. Ons lees eers net tot hier. Ons vind dan die eerste basuin is geblaas en dit is soortgelyk aan die 7de plaag wat Egipte getref het in Eksodus 9 vers 23. Dit lei die eerste 4 basuine in wat gerig is op die aarde, see, vars water en hemelligte. Alhoewel die eerste 4 basuine tot gevolg het dat baie mense sterf, is die laaste 3 basuine spesifiek teen die mens gerig. Die eerste basuin tref die aarde. Dit is nie ongewoon vir God om sy oordeel te voltrek met haal en vuur nie. Hy het Sodom en Gomorra tot as verbrand deur vuur en swawel op hulle te laat reën. In Genesis 19 vers 24 en 2 Petrus 2 vers 6 lees ons daarvan. Die Here het ook groot haalstene op Israel se vyande gewerp, sodat meer deur die haal gesterf het as deur die swaard, Joshua 10 vers 11. Die verskil tussen God se oordele in die verlede en hier in Openbaring is die feit dat die haal en vuur met bloed gemeng is, wat op sigself baie vreemd voorkom. Dit word verstaan teen die agtergrond van voorafgaande gebede van die martelare en hulle bloed wat op die aarde vergiet is.
Dit is hulle bloed wat tot God roep, soos die bloed van die regverdige Abel om vergelding geroep het, Genesis 4 vers 10. Die bloed van die martelare word nou van die hande van die goddelose wêreld geëis. Die gevolg van die blaas van hierdie eerste bassein is dat 1/3 van die bome en groen gras verbrand. Wanneer die natuur op hierdie manier getref word, kan ons verstaan waarom die hele skepping tesame sug vir die dag van Jesus se wederkoms, Romeine 8 vers 22. Wanneer bome getref word, word die suurstof op aarde beïnvloed. Die oorspronklike woord verwys ook na vrugtebome. Dit impliseer dat nasies wat vir hulle kos van bome afhanklik is, direk daardeur geraak word. Dink aan die voëllewe wat hierdeur geaffekteer word. As 1/3 van die graslande verbrand, sal ook 'n groot massa koolstofdioksied in die atmosfeer opgeneem word. Die lugbesoedeling as gevolg van brandende gras en bome gaan uitermate groot wees. Die voedsel wat diere benodig gaan weg wees. Hoe verder 'n mens hieraan dink, hoe meer raak die gevolge. Die tweede bassein is geblaas in vers 8 en 9 en iets soos 'n groot brandende berg het in die see geval. Die aarde is getref deur die eerste bassein en nou word die see geraak deur die tweede. Hierdie kan alleen verstaan word as 'n yslike groot komeet wat in die see val. Die vuur wat Johannes gesien het, moes die gesig wees van die komeet wat deur die atmosfeer breek en met 'n hoë spoed die see tref. Die nasionale lugvaart en ruimteadministrasie wys ons op die gereelde basis dat die aarde moontlik op 'n botsingskoers met 'n komeet kan wees. Baie kleiner komete dring wel die atmosfeer binne, maar verbrand gewoonlik teen die tyd dat dit die aarde bereik. Daar is egter een van so 'n groot aard dat dit nie uitgebrand sal raak voordat dit die see tref nie. Daar is 'n drieledige gevolg wat hierdie oordeel op die aarde gaan bring. Soos diere getref is tydens die blaas van die eerste bassein, so word die seelewe getref. Die seewater verander in bloed. Dit is soos die eerste plaag wat Egipte getref het, toe die water in bloed verander het. Dit is weer 'n merkwaardig dat die bloed prominent is in hierdie gevolg. Ons verstaan dat dit ook deel van God se oordeel is in antwoord op die bloed van die martelare. Soos bloed op die aarde gegiet is, so verander die see in bloed met die blaas van die tweede bassein. Visse het water nodig om te leef en met die water wat bloed word, sterf 1/3 van die seelewe. Ek het al op die strand geloop tydens rooi gety wanneer seewater besmet word met die giftige rooi organisme dinoflagellate. Dit is nie 'n aangename reuk wanneer dooie visse teen die see uitspoel nie. Wanneer 1/3 van die seelewe sterf, gaan dit internasionale gesondheidsrisiko's meebring. Dit gaan soos met die eerste bassein ook voedseltekorte veroorsaak, terwyl 'n groot deel van die wêreldpopulasie afhanklik is van die see vir oorlewing. Geen wonder Johannes het 'n stem tussen die 4 lewende wesens hoor sê, 'n rantsoen koring vir 'n penning en 3 rantsoene gars vir 'n penning en moenie die olie en die wyn beskadig nie. Openbaring 6 vers 6. 'n verdere gevolg van die feit dat hierdie komeet die see tref, is dat 1/3 van die skepe gesink het. Daar word bereken dat daar nagenoeg 50.000 vragskepe op die see is wat gebruik word vir handel, drywe tussen lande. As 1/3 van hulle sink, dan is die grootste deel daarvan kosvoorrade wat in en uitgevoer word wat tot niet sal gaan. Die logiese gevolg is dat die komeet wat die see tref, die skepe voor die voet sal laat omtuimel sodat dit vergaan. Ons sal môre verder lees, dan sien ons daar is ook 'n 3de en 'n 4de bassein wat geblaas het.
Ons doen die 39ste voorlesing uit die boek Openbaring en ons lees Openbaring hoofstuk 8. Ons lees vanaf vers 10. En die derde engel het geblaas en 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand het uit die hemel geval. En dit het geval op 'n derde van die riviere en op die waterfonteine. En die naam van die ster word genoem Alsem. En 'n derde van die waters het als geword en baie mense het gesterwe van die water omdat dit bitter geword het. En die vierde engel het geblaas en 'n derde van die son is getref en 'n derde van die maan en 'n derde van die sterre, sodat 'n derde van hulle donker sou word en die dag vir sy derde deel nie lig sou gee nie en die nag net so. En ek het gesien en gehoor 'n engel wat in die middel van die hemel vlieg, wat met 'n groot stem sê, wee, 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 hulle wat op die aarde woon, van wie die oorige geluid van die bassein van die 3 engele wat nog sal blaas. Ons is dan by die derde bassein wat blaas, 'n groot brandende ster val op die vars water. Die oorspronklike woord is aster, van waar ons dan die woord asteroïde kry. Die idee dat dit soos 'n fakkel brand wys ons op die feit dat dit in die hemelruim opbreek en uitkring in kleiner dele om die hemelruim te verlig soos 'n fakkel. Die gefragmenteerde ster val daarom oral oor op 'n derde van die riviere en waterfonteine. Hierdie ster het 'n spesifieke naam, Alsem. Die King James vertaling van die Bybel vertaal dit met woodworm, wat konstant is met hulle vertaling van die Afrikaanse woord als. Ons vind dieselfde gedagte in die boek Jeremia, waar die volk onder God se oordeel wilde als sal eet en gifwater drink, Jeremia 9 vers 15 en Jeremia 23 vers 15. Dit wys na bitter of bitterheid. Die gevolge van die water wat aangetas is dat 'n derde van alle vars water bitter geword het. Hierdie asteroïde gee chemiese stowwe af wat die water vergiftig en bitter maak. Dit het 2 gevolge, dat die water in die eerste plek ondrinkbaar is en tweedens, dat die wat dit wel drink, sterf. Daarom sterf die wat nie water kan drink nie en die wat dit drink verloor hulle lewe. Die teks leer dat baie mense hulle lewe hierdeur verloor. Die meeste kundiges meen dat 'n mens vir 30 tot 40 dae sonder kos kan lewe, maar dat 'n mens net vir 3 na 4 dae sonder water kan wees. Hulle leer ons dat water 'n essensiële deel van lewe is en dat geen lewe sonder water moontlik sal wees nie. Alhoewel persentasies verskil in ouderdom van mense, kan 'n babietjie tot 'n bejaarde persoon se liggaam enige iets van 75 tot 45% uit water bestaan. Sou hierdie lewensnoodsaaklike middel daarom weggeneem word, sal baie mense omkom. Dan is hier weer eens nog nie gedink aan al die diere wat water nodig het nie. Deur middel van fotosintese neem plante water op om te groei. Boere sal hierdie gifwater in hulle kanale en vore aantref. En hoe sal hulle die gewasse kan nat maak? Dit gaan meebring dat hulle kool en spinasie met gifwater nat spuit, wat op sy beurt weer veroorsaak dat hierdie en ander gewasse doodgaan en die wat dit eet vergiftig. Hierdie water kan 'n hoë mate van yster of magnesium bevat, soos die asteroïde die water vergiftig, wat dan plante oral laat vrek. Vers 12 leer ons van die 4de bassein, die son, maan en sterre word ook getref. Die 4de bassein is die vervulling van een van die mees uitstaande tekens van die tye. Ons het reeds met betrekking tot die 6de seël gesien dat die son en die maan aangetas word. Nou met die 4de bassein verloor die son 'n derde van sy energie. Terwyl ons weet dat die maan reflekteer net die son se lig, is dit vanselfsprekend dat die maan ook 'n derde donkerder word. Sou die son in totaliteit verdwyn, weet ons dat lewe op aarde nie meer moontlik sal wees nie. Op hierdie stadium is dit asof God die son net genoeg laat skyn om lewe nog te bewaar.
Dit is belangrik om te onthou dat die een bassein die ander een oorvleuel. Die water is steeds vergiftig, die see is steeds 'n derde bloed en die gras en bome is waarskynlik steeds besig om te brand. Die 5de bassein het 'n tydsbeperking, maar met die ander basseine is daar definitiewe oorvleueling. Die uitwerking van hierdie bassein is dat dit baie donkerder op aarde word. Dit is nou letterlik en figuurlik. Soos die duisternis op die aarde toesak in die duiwelse en demoniese regering van die Antichrist, wys die skepping ook die donkerheid van hierdie tyd uit in 2 Petrus 3 vers 10. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan, en die elemente sal verbrand en vergaan, en die aarde en werke daarop sal verbrand. Alhoewel Petrus hier na die finale herskepping verwys, dat daar 'n dag sal aanbreek dat God 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel sal maak, kan ons nie anders as om die waarskuwing hierin te sien nie. Soos ons die dag van die Here sien naderkom en die tekens aan son, maan en sterre sien, moet ons dink dat daar 'n dag van oordeel sal wees. Ons moet in die lig hier van ons lewe so inrig dat dit God welbehaaglik sal wees. 2 Petrus 3 vers 11, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Maar dan sluit die gedeelte ook af met 3 wees. Voordat die 5de bassein blaas, is daar iets wat Johannes sien en hoor gebeur in die hemelruim, Openbaring 8 vers 13. 'n Engel is besig om te vlieg in die middel van die hemel en roep uit met 'n groot stem: Wee, wee, wee hulle wat op aarde woon, vanweë die oorige geluid van die bassein van die 3 engele wat nog sal blaas. Hierdie kort gebeurtenis wys ons op die eskalasie van die oordeel, maar kondig ook 'n fokusverskywing aan. Die eerste 4 oordeele was gefokus op die skepping, maar nou sal die laaste 3 basseine fokus op die kroon van die skepping, die mens. Verder moet opgemerk word dat die blaas van die 5de en die 6de bassein demoniese engele gebruik om die oordeel van die 5de, die 6de bassein van stapel te stuur, maar ons sal 'n volgende keer voortgaan met die 5de bassein. Ons doen die 40ste voorlesing uit die boek Openbaring en ons lees Openbaring hoofstuk 9. En toe die 5de engel blaas, sien ek 'n ster wat uit die hemel op die aarde geval het, en aan hom is die sleutel van die put van die afgrond gegee. En hy het die put van die afgrond oopgemaak, en daaruit rook opgegaan uit die put soos rook van 'n groot oond. En die son en die lig is deur die rook van die put verduister. En uit die rook het daar sprinkane uitgekom op die aarde. En aan hulle is mag gegee soos die skorpioene van die aarde mag het. En aan hulle is gesê dat hulle nie die gras van die aarde of enige groenigheid of enige boom moet beskadig nie, maar net alleen die mense wat die seël van God nie op hulle voorhoofde het nie. En dit is aan hulle gegee nie om hulle dood te maak nie, maar dat hulle 5 maande lank gepynig sou word. En hulle pyniging was soos die pyniging van 'n skorpioen wanneer hy 'n mens steek. En in die dae sal die mense die dood soek en dit nie vind nie, en hulle sal verlang om te sterwe, en die dood sal vir hulle wegvlug. En die voorkoms van die sprinkane was soos die van perde, wat vir die oorlog toegerus is, en op hulle koppe was iets soos krone, wat net soos goud gelyk het, en hulle gesigte was soos die gesigte van mense. En hulle het hare gehad soos vrouehare, en hulle tande was soos die van leeu's. En hulle het borsharnasse gehad soos van yster, en die gedruis van hulle vlerke was soos die gedruis van baie strydwaans, met perde wat opruk na die oorlog. En hulle het sterte gehad, en die van skorpioene. En daar was angels in hulle sterte, en hulle het mag was om die mens 5 maande lank skade aan te doen. En hulle het as konings oor hulle die engel van die afgrond, sy naam is in Hebreëus Abaddon,
en in Grieks het hy die naam Apollyon. Die 1 W het verbygegaan, hierna kom daar nog 2 W. Ons vind hier dan die 5de bassein, 'n demoniese mag wat oor die aarde vrygelaat word. Met die blaas van die 5de bassein val daar 'n ster uit die hemel op die aarde. Dit is dieselfde woord wat gebruik word vir die ster Alsem, Openbaring 8 vers 10 tot 11. Daar is egter iets anders wat nou beskryf word, want let op die persoonlike voornaamwoord wat vir hierdie ster gegee word. Daar word van hom en hy gepraat. Hierdie ster is daarom nie 'n brandende meteoriet of asteroïde wat op die aarde val nie, maar 'n gevalle engel wat op die aarde gewerp word, soos 'n ster wat vanuit die hemelruim op die aarde sal val. Ek dink dit is veilig om te sê dat hierdie einste gevalle engel dieselfde aanvoerder is waarvan gepraat word in vers 11. Hy word die koning van die afgrond genoem. Die sleutel wat aan hom gegee is in vers 1 dui die mag aan wat hy het oor die onderwêreld. Sy naam is Abaddon in Hebreëus en in Grieks is dit Apollyon. Hierdie gevalle engel of ster is niemand anders as die môrester waarvan gepraat word in Jesaja 14 vers 12. Jesaja 14 vers 12, hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van nasies? Die oorspronklike woord vir môrester is Lucifer. Dit is dan die rede waarom Johannes na hierdie gevalle engel verwys as 'n ster, om ons aandag daarop te vestig dat dit die duiwel is. Daar word ook na sy demoniese volgelinge verwys as sterre. Openbaring 12 vers 3 tot 4 en 'n ander teken het in die hemel verskyn en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings en op sy koppe 7 krone en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En dan vers 9 van Openbaring 12, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Die Satan gaan daarom na 'n put wat afsak na die onderwêreld en maak hierdie geslote put oop. Die feit dat 'n sleutel aan hom gegee is, beeld die waarheid uit dat God aan die duiwel in die groot verdrukking die mag gee om sy demoniese magte op die aarde los te laat. Hierdie waarheid moet ons verstaan, dat die duiwel geen mag het as God dit nie aan hom gee nie. Dit is in die geval van Job ook waar. Die duiwel kan net doen wat God hom toelaat om te doen. Die duiwel laat ook nie op hom wag nie en sluit dadelik die put oop. Johannes beskryf rook wat uit die put uit opkom soos die rook van 'n groot oond. Dit wys op die boosheid wat optrek van die demoniese put. Dit wat aklig, gruwelik, duister, sinister en boos is, kom nou na die oppervlak. Dit wat God vir jare deur sy genade die mens van gespaar het, gaan nou na die oppervlak kom. Let op hulle voorkoms. Vers 3 begin deur 'n demoniese mag as sprinkane te beskryf. Hierdie beskrywing is soos hulle optrek uit die put, dat hulle soos sprinkane optrek en die land oordek. Vers 7 gaan dan voort om hulle voorkoms te beskryf. Die sprinkane was soos perde wat vir die oorlog toegerus is. Hieruit verstaan ons reeds dat hulle groter sal wees as gewone klein sprinkane. Hulle was dieragtige gedrogte wat aangetrek is soos oorlogsperde. Dit is in harmonie met die beskrywing wat Johannes in vers 9 gee, dat hulle ysterborsharnasse gedra het. Op hulle koppe was daar iets soos krone. Let op, Johannes noem dit nie goue krone nie, maar dit lyk soos goud. Hulle gesigte was soos die van mense, maar as jy nader kyk, kan jy sien, dit is nie mense nie. Hulle het lang hare gehad, soos vroue se lang hare. Dit beteken dat dit sou laer as hulle skouers hang
en hulle het tande gehad soos die van leeu's. Hulle het ook vlerke gehad. Hulle het met hierdie vlerke uit die onderwêreld opgevlieg, die dreuning van die vlerke, wat soos die geluid van strydwaans wat optrek vir oorlog geklink het. Hierdie demoniese gedrogte het ook sterte gehad, waarmee hulle die mense gepynig het. Dis hulle voorkoms, hulle funksie. Mag ons uiteindelik sien dat hierdie skorpioenagtige gedrogte uitgegaan en net gedoen het wat toegelaat is deur God. Ons sien daarom die beperking en grenslyne wat vir hulle gestel word. Hulle mag nie die gras, bome of enige groenigheid van die aarde beskadig nie. Dit is reeds deur die oordeel van die eerste bassein getref. Die oorige groenigheid mag nie deur hulle beskadig word nie. Hulle mag ook niks doen aan die 144.000 verseeldes nie. Hierdie demoniese magte word toegelaat om die mense vir 5 maande lang te pynig, vers 5. Vers 10 gebruik die woorde skade aan te doen. In Job se geval mag die duiwel ook nie sy hand aan die lewe van Job geslaan het nie. En hier is dit ook die geval. Die mense se pyniging word, maar as hulle mag nie doodgemaak word nie, maar egter mag hulle net gepynig word. Die uiteindelike gevolg. Demoniese magte sal die inwoners van die aarde tuister. Johannes beskryf dat hulle pyniging sal wees soos die van 'n skorpioensteek. Dit sal daarom 'n fisieke pyn wees, iets wat jy aan jou lyf kan voel. 'n Skorpioensteek is die eerste 2 ure die ergste, met geleidelike afname in pyn oor 'n periode van 24 uur. Soos 'n skorpioensteek in meeste gevalle nie fataal is nie, so sal die mensdom bloot gepynig word sonder om die dood te vind. Hulle sal dae lank die dood soek, maar die dood sal van hulle af wegvlug, vers 6. Hulle sal verlang om te sterf, maar geen uitkoms sal aan hulle pyn gegee word nie. Die pyniging deur die demone sal van so 'n aard wees dat die dood 'n uitkoms is. Die dood word in die Bybel op talle plekke as 'n persoon beskryf. Vir hierdie rede verwys mense na die doodsengel wat iemand se siel kan kom haal. Hierdie gedeelte leer ons dat die doodsengel vir 5 maande lank werkloos sal wees. Straks sal daar nog Christen martelare sterf, maar geen ongeredde sal die vermoë hê om hand aan hulle eie lewe te slaan nie. Geen sterfgevalle sal op aarde aangeteken word nie. Die dood sal 'n maklike uitkoms wees. Die 5de bassein was 'n oordeel met 'n tydsbeperking. Dit was net vir 5 maande en weer sien ek die genade van God. Hy laat die demoniese magte net soveel toe en neem hulle dan weer weg. Vers 12 beskryf dat hierdie oordeel sal verbygaan, maar dat daar nog 2 wee oorbly.